Wat as ek vir jou sê dat die pad na volhoubare gewigsverlies dalk nie gaan oor minder vet eet nie, maar oor meer van die regte soort vet? En dat die antwoord nie noodwendig in uitputtende cardio lê nie, maar in presiese beheerde beweging wat jou liggaam van binne af herbou. Vandag duik ons in die werk en die onderhoue van die deskundige Caroline Berger de Femini. En jy moet weet, hierdie is nie nog 'n vinnige dieetplan nie. Ons gaan kyk na jou liggaam se diep fisiologie, na die hoekom agter gewigsverlies, wat so dikwels misverstaan word. Ons benadering vandag is om die liggaam te sien as 'n komplekse stelsel, een wat syne interpreteer nie as 'n eenvoudige sakrekenaar wat net kalorieë optel en aftrek nie. Presies. En om daardie syne te verstaan, ek dink ons moet hierdie gesprek in 3 dele opbreek. Eerstens, die hormonale agtergrond. Dis die taal wat jou liggaam praat en die rede waarom dit soms so hardnekkig aan vet vasklou. Tweedens, kyk ons na die voedingsstrategie, nie as 'n lys van reëls nie, maar as die woorde wat ons gebruik om met daardie hormone te praat. En derdens, en dis vir my die mees verrassende deel, is die rol van Pilates op masjiene. Neem jouself uit 'n put nie, maar om jou liggaam letterlik te herstruktureer. Die hele doel is om jou te help om 'n dialoog met jou liggaam te begin. 'n Dialoog, ja. Eerder as om 'n oorlog daarteen te voer. Goed, ek is gereed. Kom ons begin by die eerste groot idee, want dis iets wat ons almal al gehoor het. Eet minder, beweeg meer. Maar die bronne wat jy gedeel het, argumenteer dat dit 'n gevaarlike oorvereenvoudiging is. Hoekom is dit dat iemand minder kalorieë kan inneem, maar steeds nie gewig verloor nie? Dit voel of dit teen die wette van fisika ingaan. Dit voel so, né? Maar dis omdat ons die verkeerde vraag vra. Die vraag is nie hoeveel energie ingaan nie, maar wat se boodskap daardie energie aan die liggaam stuur. Dink aan jou liggaam se natuurlike toestand as een van balans. Maar weens wel chroniese stres, swak dieet, slegte slaap, kan dit in 'n konstante alarmtoestand wees. In hierdie toestand is sy prioriteit oorlewe. Reg. En oorlewing beteken stoor energie, moenie dit vrystel nie. Dis 'n briljante strategie as jy in die wildernis is, maar rampspoedig in ons moderne wêreld. En die reguleerders van hierdie alarmtoestand is die hormone, reg? Veral een wat telkens opkom, insuline. Insuline is die absolute hoofspeler in hierdie drama. Dit word dikwels die vetstoorhormoon genoem. En met goeie rede. Wanneer jy iets eet, veral iets ryk aan vinnige suikers, stel jou pankreas insuline vry. Sy werk is om aan jou selle se deure te klop en te sê, hier is energie, maak oop en neem dit in. Wat 'n goeie ding is. Ja, dis 'n goeie ding. Maar as daai kos hoofsaaklik suiker is, skiet insuline die hoogte in en die boodskap word 'n dringende bevel. Stoor hierdie energie nou as vet. Dit bevorder lipogenese, die skep van vet, en sluit terselfdertyd lipoliese, die vrystelling van vet, heeltemal af. Dis die deel wat my fascineer. Caroline gebruik 'n ongelooflike analogie hiervoor, van die sel wat doof word. Kan jy dit vir ons uitpak? Dis 'n perfekte beeld. Stel jou voor, insuline klop elke dag, verskeie kere 'n dag, aan die sel se deur. Aanvanklik maak die sel dadelik oop. Maar na weke, maande, jare van hierdie konstante harde geklop, raak die sel geïrriteerd. Hy raak doof vir die sein. Hy sit as ware oorpleisies in. Dis wat ons insuline weerstandigheid noem. Sjoe. Nou moet die pankreas harder skree, deur nog meer insuline uit te pomp, net om dieselfde werk gedoen te kry. Hierdie chronies hoë insulinevlakke hou jou liggaam permanent in 'n stoormodus. Sjoe, selfs al eet jy minder. Selfs al eet jy minder kalorieë, skree die insuline steeds stoor en die vetverbanningsproses kom nooit aan die gang nie. Ek het in die bronne ook gelees van die hormoon leptien. En dit klink amper te goed om waar te wees. 'n Hormoon wat deur jou vetweefsel afgeskei word en vir jou brein sê jy is versadig. As ons dit het, hoekom hou mense dan nie net opeet nie? Wat gaan hier verkeerd? Wel, dis presies dieselfde probleem as met insulineweerstandigheid. Leptien is jou liggaam se eerlikheidspolisie. Jou vetselle stuur dit na die brein om te sê, baas, die stoorkamers is vol, ons het genoeg reserves, jy kan maar die vurk neersit. Okay. Maar in 'n liggaam wat chronies ontsteek is, dikwels weens dieselfde hoë suikerdieet, word die brein ook doof vir leptien. Die sein word uitgestuur, maar dit kom nooit aan nie.
So jy eet, maar jou brein kry nie die boodskap nie. Presies. So jy eet 'n groot maaltyd, jou stoorkamers is boorvol, maar jou brein skree steeds, ek is besig om te verhonger, gaan soek nog kos. Jy eet, maar jy voel steeds 'n diep, onverklaarbare tekort. En dan is daar die ander een, grelin, wat die teenoorgestelde doen en jou honger maak. Dit klink soos 'n resep vir mislukking, veral met drastiese dieete. Dis 'n fisiologiese lokval. Wanneer jy jou kalorieë drasties sny, raak jou liggaam paniekerig. Hy dink daar's 'n hongersnood en verhoog die produksie van grelin, die hongerhormoon. En dis nie net 'n ligte hongergevoel nie, né? Nee, dit maak jou letterlik obsessief oor kos. Jou brein kan aan niks anders dink nie. Dis jou liggaam wat desperaat probeer om jou te dwing om te eet en te oorleef. En dis hoekom wilskrag alleen amper altyd misluk. Jy veg teen jou eie oorlewensbiologie. Goed, so as ons verstaan dat die hoofdoel is om hierdie hormonale alarmtoestand af te skakel, is die logiese volgende vraag, hoe? Hoe doen ons dit? Wat is die eerste, mees praktiese ding waarna ons moet kyk op ons bord? Die beginpunt is om die grootste lawaaimaker in die stelsel stil te maak. En daai lawaaimaker is verfynde suiker. Caroline se raad om suiker te vergeet klink ekstreem, maar is nie 'n morele oordeel nie. Dis 'n biologiese strategie. Verfynde suiker skep wat sy 'n glukemiese tuimeltrein noem. Dis presies daardie 3 uur in die middag gevoel, né? Wanneer jou brein skree vir sjokolade en jy nie kan konsentreer nie. Dis fascinerend om te dink dis nie 'n morele swakheid nie, maar pure biologie aan die werk. Presies daai gevoel. Jy eet iets soets, jou bloedsuiker skiet die hoogte in, jy voel vir 'n oomblik wonderlik, maar dan pomp jou pankreas 'n massa insuline uit om dit te hanteer en jou bloedsuiker tuimel af, ver onder die basislyn. Sjoe. Nou is jy moeg, geïrriteerd, kan nie fokus nie en jou liggaam skree vir die volgende suikerfiks om weer op daardie piek te kom. Hierdie siklus dryf nie net konstante honger nie, maar ook gemoedskommelings en inflammasie. Deur suiker uit te sny, klim jy van daardie tuimeltrein af en gee jou hormonale stelsel 'n kans om te stabiliseer. Maar wat eet jy dan? Vir jare is ons vertel dat vet die vyand is. Die bronne argumenteer egter die teenoorgestelde dat gesonde vette eintlik die oplossing is. Dit voel nog steeds vir my 'n bietjie teen-intuïtief. Wel, dis seker die grootste voedingsmitte van die laaste 50 jaar. Gesonde vette, dink aan avokado's, olyfolie, note, sade, is nie die vyand nie, hulle is noodsaaklik. Noodsaaklik? Ja, elke enkele selmembraan in jou liggaam word van vet gemaak. Jou hormone word van vet gemaak. En die belangrikste is, vette het byna geen impak op insuline nie. Hulle verskaf stabiele, langdurige energie wat jou ure lank versadig hou. Die ironie is dat toe ons die laaf-vetgier begin het voedselvervaardigers die vet uitgehaal en dit met suiker vervang. Ja, met suiker vervang, om dit smaaklik te hou. Ons het vet uitgesny en onsself reguit in die arms van die glukemiese tuimeltrein gejaag. Goed, so minder suiker, meer goeie vette. Maar dan is daar 'n derde element wat ek dink die meeste mense, insluitend ek self, heeltemal afskeep. Water. Die onderhoud noem dit 'n klassieke fout om te dink dis sekondêr. Dis glad nie sekondêr nie, dis fundamenteel. Kyk, eerstens die eenvoudigste rede. Ons verwar dikwels dors met honger. Die seine in die brein is baie soortgelyk. Daardie knanende gevoel kan dikwels met 'n groot glas water opgelos word, nie 'n peslappie nie. Maar die diepe rede is wat ek die vloeibaarheid van die stelsel noem. Vloeibaarheid van die stelsel. Wat beteken dit? Dink so daaraan. Wanneer jou liggaam uiteindelik oorskakel en begin om vet te verbrand vir energie, is dit soos om 'n vuur te maak met hout wat lank gestoor is. Daardie proses skep rook en as metaboliese afvalstowwe. OK. Water is die rivier wat daardie as en afvalstowwe uit jou stelsel spoel. As jy nie genoeg water drink nie, word daai rivier 'n modderige poel. Die afvalstowwe bou op en die liggaam reageer met inflammasie en deur water terug te hou om die gifstowwe te probeer verdun. So 'n liggaam wat sleg elimineer is 'n liggaam wat vasklou. Presies. Wat vasklou aan alles. Genoeg hidrasie is die voorwaarde vir 'n skoon, doeltreffende metabolisme. Ons praat van die herstrukturering van die hele liggaam se metabolisme. Vir iemand wat al jare lank sukkel, waar begin jy selfs met so 'n groot taak? Voel dit nie oorweldigend nie? Dis 'n uitstekende vraag en dit bring ons by die praktiese toepassing.
Jy begin klein. Jy begin nie deur alles perfek te doen nie. Jy begin deur 1 glas water te drink voor jy na 'n snack gryp. Okay. Of deur die suiker in jou koffie uit te sny. Maar dit bring ons ook by die 3de pilaar, want voeding is net een deel van die gesprek. Die ander deel is die boodskap wat ons deur beweging stuur. Dink ek aan sweet, hyg, ure op 'n trapmeel en totaal uitgeput wees. Maar julle bronne praat van hierdie Pilates-masjiene, die Reformer, die Cadillac, op 'n heeltemal ander manier. Dit gaan nie oor uitputting nie, maar oor argitektuur. Kan jy dit vir my uitpak, want dit klink heeltemal teen-intuïtief. Dit is teen-intuïtief, want ons is geleer om oefening te meet aan hoeveel kalorieë ons gedurende die sessie verbrand. Hierdie benadering verskuif die fokus heeltemal. Die vraag is nie hoeveel kalorieë jy in daai uur verbrand nie. Maar wat daarna gebeur? Presies. Hoe jy jou liggaam se basiese argitektuur en metabolisme verander vir die ander 23 uur van die dag. Dit gaan oor liggaamsherstrukturering. Jy bou 'n liggaam wat natuurlik meer energie verbrand, selfs wanneer jy slaap. Hoe doen 'n masjien soos die Reformer dit? Ek sien mense daarop en dit lyk so beheers, amper te maklik. Ere vir weerstand wat uniek is. Anders as gewigte, bied die vere beheerde weerstand in albei rigtings wanneer jy stoot, dis konsentries, en wanneer jy terugkeer, dis eksentries. Okay. Hierdie eksentriese beheer bou lang, maar sterk spiere sonder om die liggaam uit te put. Die doel is om die diep posturale spiere te aktiveer, die spiere wat jou weg ophou. En 'n beter postuur beteken jou liggaam werk meer doeltreffend teen swaartekrag die hele dag lank, wat jou basale metabooliese tempo verhoog. En minder uitputting beteken minder stres. Juis, minder van die streshormoon kortisol. En kortisol se gunsteling ding is om vet om jou middel te stoor. En wat van daai een wat die stability chair genoem word? In die onderhoud beskryf Caroline dit as genadeloos. Dit klink nie juis ontspannend nie. Nee, dis beslis nie ontspannend nie. Dis genadeloos in sy presisie. Dis 'n klein apparaat, maar dis ongelooflik effektief om die diep kernspiere, die heupe en die stabiliserers rondom jou bekken te teiken. Dit bou spierdigtheid. En spierdigtheid is krities. Dis krities. Hoe meer spierdigtheid jy het, hoe meer huise het jy vir glukose om in te gaan, wat jou sensitiwiteit vir insuline dramaties verbeter. So, dit help direk om daai siklus van insulineweerstandigheid te breek. Dit bou 'n sterk, stabiele fondament sonder enige impak op jou gewrigte. Dis 'n masjien wat struktureer, nie afbreek nie. Hier is iets wat my regtig verras het in die materiaal. Die effek op velgehalte. So baie mense verloor gewig, maar is dan teleurgestel omdat hulle vel slap en los is. Hoe spreek Pilates dit aan? Dis 'n fantastiese punt wat dikwels misgekyk word. Vel is 'n lewende weefsel, nê? Dit het goeie bloedvloei, suurstof en die regte meganiese stimulasie nodig om kollageen te produseer en elasties te bly. Die beheerde spanning en verlenging van spiere en bindweefsel in Pilates stimuleer mikrosirkulasie. Dit bring voedingsstowwe na die vel en help om die weefsel te hermodelleer soos jy gewig verloor. So in plaas daarvan dat die huis leeg raak en inploof. Ja, help Pilates om die struktuur te herbou en te versterk terwyl die volume afneem. Dis transformasie, nie net vermindering nie. En dan is daar asemhaling. Dit word dikwels as 'n bysaak of iets spiritueels beskou, maar hier word dit as 'n direkte fisiologiese hefboom beskryf. Absoluut. Die spesifieke tipe asemhaling in Pilates, laterale thorakale asemhaling, is 'n kragtige instrument om jou senuweestelsel te reguleer. Deur diep en beheers in die kante en agterkant van jou ribbekas in te asem, aktiveer jy die parasimpatiese senuweestelsel. Jou rus- en verteerstelsel. Presies. Dit skakel die veg- of vlugreaksie af en verlaag onmiddellik die vlakke van streshormone soos kortisol. So terwyl jy jou liggaam fisies herstruktureer, stuur jy terselfdertyd 'n kragtige biochemiese boodskap. Jy's veilig, jy hoef nie energie te stoor nie, jy kan ontspan en vrystel. Dis 'n dubbele oorwinning. So jy het dit heeltemal reg. Die geheim is nie om een ding reg te doen nie, maar om te besef alles praat met mekaar. Ja, jy kan nie Pilates doen en dan 'n koek eet en verwag die hormone moet saamspeel nie. Dis daardie samehang wat die eintlike deurbraak is. Jy het dit perfek opgesom. Caroline gebruik 'n kragtige metafoor daarvoor. Triangulasie. Dink daaraan as 'n driehoek. Die een punt is die hormone, dis die interne taal. Reg. Die tweede punt is
Voeding, dis die rou materiaal, die woorde wat jy gebruik om daardie taal te beïnvloed. En die derde punt is intelligente oefening. Dis die boodskap wat vir jou liggaam sê, gebruik hierdie materiaal, transformeer jouself, bou 'n nuwe struktuur. As een van hierdie 3 pilare ontbreek, is die driehoek onstabiel en val dit in duie. Maar as hulle in lyn is, As hulle in lyn is, word gewigsverlies 'n natuurlike, moeitelose gevolg van 'n organisme wat sy balans en samehang herwin het. maar wat van die struikelblokke? Een van die mees frustrerende dinge wat ek in die bronne gesien het, is dat mense wat hierdie verandering aanbring, aan die begin dikwels opgeblaas of selfs 'n bietjie swaarder op die skaal voel. Dit moet ongelooflik ontmoedigend wees. Wat gebeur regtig in die liggaam? Teken dat diep veranderinge plaasvind. Jou liggaam is besig om sy hele interne fabriek te herkalibreer. OK, Jou ensiemstelsels moet leer om fitte doeltreffend te verbrand na jare se staat maak op suiker. Jou mikrobioom verander. Jou vloeistofbalans verskuif. Dis 'n tydelike herorganisasie, nie 'n mislukking nie. Die weegskaal is die slegste moontlike maatstaf in daardie eerste paar weke. so waarna moet jy eerder kyk? Kyk na ander tekens. Is jou energie beter? Slaap jy dieper? Is jou drange minder intens? Dis die ware tekens dat jy op die regte pad is. En wat van daardie knaande honger wat soms aanhou, selfs al eet jy meer goeie vette? Dit laat 'n belangrike vraag ontstaan. Watter soort honger is dit? Ons moet leer onderskei. Goeie punt. Is dit 'n ware fisiologiese honger of is dit 'n honger vir slaap, van jy's uitgeput? Is dit 'n honger vir kalmte, vir hidrasie? En dikwels is dit ook 'n honger vir proteïen. Baie mense verhoog hul vette, maar vergeet dat voldoende proteïen 'n uiters kragtige sein vir versadiging is. Die kombinasie van gesonde vette en genoeg proteïen by elke maaltyd is dikwels die sleutel om daardie honger werklik te anker. So, as ons alles saamtrek, is die kernfilosofie dat jy saam met jou liggaam moet werk, nie teenoom nie. 'n Gestreste, uitgehongerde liggaam sal altyd probeer stoor as 'n oorlewingsmeganisme, maar 'n liggaam wat reggevoed, goed gehidreer en intelligent beweeg word, voel veilig. En 'n veilige liggaam is bereid om vry te laat en te herorganiseer. Gewigsverlies word dan 'n gevolg, nie 'n straf nie. Presies. Die kern van hierdie hele bespreking is dat volhoubare transformasie kom uit die herstel van samehang in die liggaam. Dit beteken minder suiker om daai hormonale slotte los te maak, meer goeie vette om te stabiliseer, genoeg water om alles te laat vloei en intelligente beweging soos pilates om die liggaam se argitektuur van binne na buite te herstruktureer. Dis 'n benadering wat jou biologie respekteer. Dis dalk nie 'n dramatiese voor en na in 1 week nie, maar dis 'n soliede, blywende verandering. En dit, op die ou end, is die enigste ware maatstaf van sukses. Caroline sê Pilates leer jou 'n tipe helderheid oor jou eie liggaam wat jou toelaat om klein afwykings en fluisterings raak te sien, lank voordat dit groot probleme word wat skree. Die vraag vir jou, nou dat jy hierdie raamwerk verstaan, is dus: watter klein gesprek kan jy vandag met jou liggaam begin? Is dit om daardie glas water te drink in plaas van die soet peselappie? Of is dit om net vir 5 minute jou skouers terug te trek, regop te sit en op jou asemhaling te fokus? Wat sal jou liggaam vir jou sê as jy vandag regtig begin luister?